Baie welkom by Siam Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdag aand in Focus. Ons sien elke week uit na hierdie gesels en hier is waar ons die as van die kole afblaas sodat die vuur van die waarheid helder kan brand en skyn. En saam met my het ek my twee gaste hier, soos André Strydom, visieleier van Siam Collective, baie welkom. Voorreg om hier te wees. Ja, en Niels Labeskagni, baie welkom Niels. Dankie baie, Jake. Ja, ons gesels lekker, ons breek dinge bietjie oop en ek dink vanaand gaan ons voortgaan, as jy 2 weke terug geluister het, ons bietjie oor opvoeding gepraat en spesifiek opvoeding oor die geloof. En dit is iets wat ek weet baie in Zandre se hart brand en Niels speel 'n baie groot rol in saam met Zandre en Siam Collective om daai opvoeding te bring na die mense toe. En dit is waar ons vanaand 'n bietjie gaan gesels. En ek besef opvoeding is kardinaal. Jou opvoeding bepaal wat jy glo. En as dit nie reg is nie, dan draai dinge partymal skeef en ons is nie heeltemal seker dan hoe om dinge uit te werk nie. Daarom is gesprekke soos vanaand baie belangrik, want ons wil seker maak ons draai die geloof reg. En Sandra, ek lees in my voorbereiding lees ek Hebreërs 11 wat almal ken as die geloofskrifgie wat sê geloof is dan die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. Nou daar's 'n nuwe op Netflix is daar 'n program wat hulle noem Sprint, wat hulle al die nalopers wys en hoe hulle voorberei vir die World Championships. En ek weet jy's 'n naloper gewees in jou vroeë jare, in jou jonger jare. Ja. En elke keer as ek kyk, dink ek nou hoe jy ons vertel het van hardloop en voorbereiding en ek sien daai mense het 'n hoop. Dis alwaar hulle praat, hulle wil of 'n tyd breek, hulle wil 'n rekord breek, of hulle wil eerste kom, hulle wil goed doen in 'n sekere event, dan gee hulle self as 'n aksie in geloof vir 'n coach om 'n werk te begin doen. Ja. En hoe hulle van die baan af besig is om hulle self in te span vir daai hoop wat in hulle brand. Ja. En dit is belangrik vir ons as gelowige om te weet, die hoop wat in ons brand moet heel eerstens akkuraat wees volgens God se hoop. Ja. Anders sal ons verkeerd draai in ons geloof. Daarom speel opvoeding so 'n belangrike rol. Ja. Vertel ons bietjie, hoekom is opvoeding so iets wat so in jou hart brand? Jake, dankie. Ja, kyk, invloed is gelyk aan invloed. En ek dink wanneer ons die verkeerde invloed kry of wanneer ons geen invloed kry nie, is die resultaat katastrofies. Dit skep soveel ruimte vir die vyand om met die mens wat God se tempel is te kom speel, te kom mors. Dit slinger ons heen en weer. Terwyl ons as tempel van God eintlik geskep was om te wees is gelyk aan God. Ons moes God se beeld en gelykenis wees, nooit ons eie nie. Uiteindelik nadat Adam, ons sien die invloed. Ons sien die effek van die invloed van Eva op Adam se lewe. Een verkeerde besluit as gevolg van invloed is gelyk aan 4000 jaar, vandag nog vir elke persoon wat gebore word. Ja. Die is 'n mensdom. Die effek is 'n mensdom se verkeerde invloed. Ja. Een invloed van sonde en ongehoorsaamheid is gelyk aan 'n hele mensdom wat, ek wil sê die Engelse woord gebruik, corrupted was. Uiteindelik 4000 jaar na die eerste mens, Adam, seun van mens, seun van God, het God sy hoop weer geplaas binne 'n nuwe seun van God, seun van mens. En ons sien hoe veg Jesus 3,5 jaar se groei en weerstaan van versoekings en ander invloed, selfs die mense die naaste aan hom se invloed, selfs sy ouers se invloed, om uiteindelik weer 'n werk in plek te sit, om ons 'n wedergeboorte te gee, dat ons weer kan terugkom na God se invloed toe. Ja. Vir die eerste mens, Adam, se invloed
was bepaal deur al die Adams. Maar die tweede mens, die tweede Adam, die Christusmens, die gesalfde mens, die nuwe Adam spesie of saad, die Christus saad, se invloed moet weer kom van God af. Ja. En as die invloed van God afkom, is die invloed wat ons dan gee, God. God se beeld en gelykenis. Nou soveel skrif is in die Bybel wat sê, dat niemand het al ooit God gesien nie. So, die enigste manier vir God om sigbaar te maak, om homself te illustreer, om homself uit te beeld, is om dit te doen deur mens. Ja. So as ons praat van God se manifestasie, of sy teenwoordigheid, gaan dit direk gepaard met mens se invloed, wat weer 'n uitvloei van invloed is. Invloed is gelyk aan invloed. Dit is maar eintlik dieselfde as ons sê, you are what you eat. As jy heeltyd junk food eet, 100%. op 'n stadium gaan jou lyf dit begin wys. Of as jy gesond eet, op 'n stadium gaan jou lyf die resultaat van daai besluit neem. Maar toe jy nou noem van, as ons nie die regte invloed het, word ons heen en weer geslinger. Ja. En toe dink ek nou dadelik aan hierdie skrifgie wat eintlik so mooi is, in Efesiërs 4, wat sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Ja. Want dit is wat belangrik, ons moet kom tot die eenheid van geloof. Dis hy. Dis wat in God se hart Ja, brand. want die regte geloof sluit weer die hoop van alles, Yes. soos God dit ontwerp het, weer oor. Ja, en dan gaan hy verder en sê, en van die kennis, want dis 'n invloed weer, die kennis is wat jy moet eers kry, weer inkry, ja, jy van moet die dit eers- seun van God, Daar's hy. tot 'n volwasse man. Soos jy nou verduidelik het, Jesus se 3 jaar wat hy gewerk het na 'n plek toe, tot die mate van die volle grootte van Christus. Pragtig. Sodat ons nie meer soos kinders sou wees, wat soos golwe geslinger heen en weer gedryf word deur die wind van leringe nie. Baie mooi. Ja. Weet jy wat's mooi van daai skrif, Jake? Wanneer hy praat van die kennis van die seun van God, is dit nie net die kennis van die seun van God, Jesus Christus nie, Dis wat ek maar nou as wil vra. gevolg van wat hy gedoen het, Ja. ook die kennis van seun van God nou in my, vandat ek weer gebore is. So as daai seun van God, as ek nie opgevoed word met die regte, ons in die Bybelse taal praat ons met die regte orde nie, Ja. dan is daar wanorde. En ons moet onthou dat toe Jesus die naam bo alle name ontvang het nadat hy gehoorsaam was, het God hom verklaar hoëpriester vir ewig vir die nuwe mensdom wat weergebore word, volgens die orde van Melchisedek. Ja. So daar is 'n opvoedingsorde, daar's 'n geestelike opvoeding wat die geloof weer herstel, wat die eenheid van die geloof herstel, en wat hierdie seun van God hier binne in ons uiteindelik deur ons siel en dan later uit ons liggame uitbring. En dan die invloed wat ons dan ontvang, is wat ons dan ook gee. Dis hoekom Jesus vir die Fariseërs en die Sadduseërs sê: moenie oordeel nie. Julle wil met julle, want oordeel is, jy weet, ons het weer eens 'n baie verkeerde definisie van oordeel. Ons sê oordeel, maar dan dink mense veroordeling. Ja. Oordeel is besluitneming. Ja, as jy sê ja of nee of reg of Dis 'n verkeerd, dis 'n oordeel. Exactly. So ons moet die regte opvoeding en ontwikkeling en kultivering kry, sodat ons die regte oordeel Ja, kan hê. akkuraat. Jesus sê vir die Fariseërs en die Sadduseërs, hy sê, julle oordeel is verkeerd. Julle probeer die splinters uit mense se oë uithaal, maar die balke is in julle oë. Haal eers die balke uit, dat julle kan die splinters uithaal. Nou Jesus is baie skerp, want 'n balk is 'n verwerkte stuk hout. Ja. So onthou, Jesus het aan 'n verwerkte stuk hout gehang. Ja. So weer eens, die kruis is 'n verwerkte stuk boom. Die sonde kom van 'n boom af. So die kruis is 'n verwerkte stuk hout wat kom van 'n boom af. Daarom sê die skrif, vervloek is elkeen wat hang aan 'n boom. 'n Kruis is 'n boom, want dit is hout wat verwerk is, 100% reg. So Jesus is baie skerp. Wat hy eintlik sê is, ek gaan eintlik 'n werk betaal wat die balke weer uit leiers of invloedgeers, opvoeders se oë uithaal. Dan sal die splinters uit die volk en uit die geslag se oë uitkom. Ek meen, splinters kom ons nou van balke af. So Jesus, ons sien duidelik dat Jesus is deur God hoëpriester vir ewig verklaar, volgens die orde van Melchisedek. So as die regte orde of die regte opvoeding die kerk weer opvoed, dan sê dit, die kerk groei volgens die orde van koninkryk en geregtigheid en vrede. Ja. Nou dit kan jy net kry wanneer jy die eenheid van die geloof het en die kennis van jou seun van God weer verstaan, wat Jesus ons weer in staat gestel het om te hê, want ons eerste seun van God het ons verloor toe Adam ongehoorsaam was, toe hy verkeerde invloed kry. Verkeerde invloed inkry is verkeerde invloed uitgee. Ja.
Niels, ek wil jou vra, kennis van die seun van God, en ek dink dit is sekerlik een van die goed waar die kerk het nog die meeste, ons moet verstaan daar's 'n kennis van Jesus Christus wat ons moet kry. Ja. En daai kennis het partymal gedraai na Jesus het vir ons gekom eerder as ons. Ja, Hoe baie groot mooi. verskil is dit? Baie mooi. Dit is 'n geweldige groot verskil. Baie mooi. Ons moet verstaan dat die Bybel leer ons as een gesondig het almal gesondig. In Jesus Christus het God in een mens die werk kom doen sodat almal weer nou die geregtigheid van God kan word. Ja. In dit is dit so belangrik om te verstaan dat Jesus, en dit sê Paulus so mooi in 2 Korintiërs 5, dat as een gesterf het, het almal gesterf. Ons verstaan die loon van die sonde is die dood. Ons verstaan almal moet sterf, en dis die mooi, dis die hart as ons geregtigheid praat, dis die hart van geregtigheid. Ek en jy staan vanuit die sonde verdoem, omdat ons val onder die uitspraak van die loon van die sonde is die dood. En een het vir almal gesterf, en met ander woorde, in sy dood Ja. sterf ons doodstraf. Maar die skrif is nie klaar nie. Hy sê en ook opgestaan, sodat die wat opgestaan het, saam met hom dan, by implikasie, Ja, baie mooi. vir hom kan leef, of deur hom, of weens hom kan leef. En dis die belangrikheid, ons moet verstaan, dat Jesus Christus het 'n vervalle Adam suksesvol laat sterf, en het die eerste geword, 'n saad, 'n werk van God, as 'n seun van God, wat homself kom gee het, sodat daar oes kan kom van dit, wat hy is. Mensdom. Ja. Ja, ek dink daai wat Niels sê is, dit beeld daai twee Adams. Ek meen 1 Korintiërs 15 sê dit Sê dit. baie Baie duidelik. duidelik. Die eerste mens, Adam, het gesondig. Dit het gemaak dat almal gesondig het. Jy het nou gehoor, Niels sê, as Ja. een gesondig het almal Almal gesondig. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig. Ja. Dit sluit, Paulus is eintlik besig om hier oor die Jode te praat. Hy sê, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid. Ja. So, hierdie saad, of dan nou, mensdom, is verdoem. Ja. Ja. Want as gevolg van ons patriarg, of ons hoof Ja. van hierdie mensdom, Van waar af ons kom, ons ja, sy oorsprong. sonde. Ja. En sy sonde kom weens ongehoorsaamheid, toe hy 'n ander invloed kry. Ja. Invloed, opvoeding, nê. Nee. En dan kom 2 Korintiërs 5 wat Niels nou so mooi gekwoteer het. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, en dan sê dit, Paulus skryf, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat as een vir almal gesterf het, almal gesterf het. Ja. En hy het vir almal, hy sê dit 2 keer, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nou nie meer vir hulle self moet lewe. Kan jy hoor, wat doen die verkeerde invloed? Dit laat ons vir self lewe. So iewers aan die kruis, is ons nie net gered nie, Jesus het ook die weg en die waarheid in die lewe geword, dat God se gees, nou weer ons, die heel eerste aksie wat met ons gebeur nadat ons weergebore is God se gees kom woon in ons. Ons het direkte toegang tot God, en God se invloed kan weer binne ons Ja. lewe. Maar dan moet 'n sekere opvoeding dit administreer, dit stuur. Dis hoekom die Romeine 10 so harde klem slaan op. Geloof kom deur die hoor. So sonder dat jy iets hoor, kan jy dit nie glo nie. Geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord van God. Maar net voor dit sê dit, hoe kan iemand hoor as iemand nie preek nie? Ja. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? So dis so belangrik om te verstaan, wie is die manne en vroue van God wat God stuur, sodat die woord van God uiteindelik die invloed kan wees, sodat die mense se ore dit weer kan hoor, die volk van God dit kan hoor, sodat hulle kan bekeer en lewe. Nee, so jy sien hierdie gedeelte van Niels wat hy nou verduidelik het, hierdie twee Adams, die een se ongehoorsaamheid as gevolg van invloed en die resultaat wat dit gehad het. Hierdie Adam, Jesus Christus, die tweede mens se gehoorsaamheid aan net een invloed, God se. Ja. Of dit nou sy ma of pa, en of dit sy apostels is, en of dit die duiwel is, maak dit doesn't matter. Hy stiek, selfs toe hy nie kon nie, by Getsemane, en hy sê, Vader, asseblief, vat hierdie beker verby my, maar nie my wil nie, u wil. Hy bly Ja. onderworpe
aan die invloed van God. So wat was sy invloed wat hy gegee het? Net God. Ja. En hy wys vir ons as 'n eerste spieelbeeld weer. Wat is mens eintlik tot in staat? Jy het nou vir ons Hebreërs 11 vers 1 gelees. Kan ons net gou Hebreërs 11 vers 6. Wil jy nie net vir ons Hebreërs 11 vers 6 net lees nie, Jake? Ja. Dat ons net gou hoor hoe ernstig is geloof. Nou, geloof kan nie akkuraat geleef word in God se oë as daar nie die regte invloed is nie. Ja. Hebreërs 11 vers 6 en sonder geloof is dit onmoontlik Onmoontlik. om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Wat hom soek. So met ander woorde, ons soek God mos in sy weë. Ons soek God in sy instruksies. Ons soek God, as ons sê ons soek God, dan soek ek nie myself nie. Ja. Ek soek My- God. ja. Nee, so dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Die probleem vandag is, en dit veral na die kruis, want toe die Jode se invloed baie weggeval en die heidene het amper loskop gehardloop met die krag van die Gees sonder enige agtergrond of tradisie of kultuur of kultivering van God. En ewe skielik nou sit ons vandag by 52,000 verskillende Christelike denominasies, terwyl die skrif sê daar moet 'n eenheid van die geloof wees. Ek wil gou vra, Niels, net vir ons kykers te verduidelik, Sander het nou genoem dat ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So daar's iets wat van God wat ons nie het nie. Verduidelik net vir ons kykers wat beteken heerlikheid, sodat ons kan net verstaan weer, die wêreld het 'n heerlikheid, of Adam vir sy geval het 'n heerlikheid gehad, maar God Ja. het 'n heerlikheid en dis eintlik waarvoor ons moet soek, Ja, en né? heerlikheid is nie blommetjies of Ja, plantjies. ja. Want baie van ons dink mos so net. Ja, ons kyk na die watervalle Ja, en ons kyk die na die heerlikheid diere van en God, die ja. leeu's Ja. en Ja. en ons verwonder ons aan Die heerlikheid. hulle heerlikheid. Ja. Maar daar's net een wese wat ooit gekroon was met die heerlikheid van God en dis die mens. Ja, nie eers die engele nie. Nie eens die engele Baie nie. mooi, ja. Adam sê dit so, hy sê as ek na al hierdie goed kyk en ek kyk na die son, David, die maan. David sê dit in Ek Psalm sê nou 8. Adam, skielik. Hy was Jy het ook by Adam. David in Psalm 8. Ja. In Psalm 8 vers 5. Ja. Dan sê hy, wat is die mens? Ja. Yes. Ja. Wat is die mens? Ja. As ek al hierdie goed sien. As ek al hierdie goed sien wat almal soos ek kyk gisteraand kyk ek hierdie sekelmaan, so mooi in hierdie koue nag. Ja, En ek sê vir my vrou, "Ja, kyk hier sekelmaan, hoe mooi is dit." En hy kyk na hierdie goed en hy sê, "As ek nou die mens kyk, wat is die mens? Ja. Jy het hom met eer en heerlikheid gekroon." Ja. Nou daai heerlikheid, God se heerlikheid. Ja. God se heerlikheid. Die mense is gekroon met God se heerlikheid. En ons het die twee woorde daarvan net om dit mooi te verduidelik in die taal. In die Hebreëus is dit die woord kabod wat beteken the proper weight or properly weighted. Ja. Om reg te ware weeg. gewig, ja. Die ware waarde, gewig. want Waarde. iets wat 'n waarde het, 'n Reg. gewig, ja. Ja, dis letterlik as ek hierdie ou tyd se skaal sien, ons sou God by wyse van spreek in hierdie skaal sit en gekroon met sy heerlikheid. Moes dit gelyk wees. Ja. Kan ek net hier pause vir 'n Ja. oomblik? God Ja. het besluit die mens se beeld en sy gelykenis sal God sin wees. Ja. Ja. En hy het hom so geskep Skep. met daai heerlikheid, met daai gewig. Ja, soos in die hemel, so in die aarde. Gelyk. Absoluut. Dit was God se werke. Die Grieks daarvoor is die woord doxa. Ja. En doxa, Matthias definieer dit baie mooi. Hy praat van it's the same view and judgment and opinion of God. God se uitkyk, God se manier van oordeel, Besluitneming. God se besluitneming, Ja. God se Baie opinie wat Maar- vanuit God uit. Want kan jy sien, Jake, die skriffies weer eens sê niemand het al ooit God gesien nie. Reg. So God is nie hier om homself te illustreer nie. Reg. Hy het gekies dat mens dit moet doen. Ja. Dis hoekom toe die eerste mens val en dit nie meer kan doen nie, toe betaal God 'n baie duur prys dat mens dit weer kan doen. Kan Ja. doen, ja. Ja. Dat mens dit weer kan doen. Laat ons weer die skaal kan reguit trek. Ja. Ja, want Jesus sê dit mooi nou. mooi, ja. Jesus sê in Johannes 4:24, 23, 24. Hy sê God is gees. Ja. En daai woordjie gees weer 'n keer in die Hebreëus ruach en in die Grieks pneuma, beide woorde sê wind, air, breath. Ja. Jy kan nie die wind sien nie. Ja. Jy sien nie effek van die wind. Ek kort 'n tempel om dit te wys. So God is gees, jy kan nie God sien nie. God druk hom uit deur sy effek in ons te hê en hy het dit in ons deur sy heerlikheid. Ja. So wat ons eintlik Maar sê, net as ons geesmens herstel is. Natuurlijk. Jy sien ons eerste Natuurlijk. mens se gees het dood gegaan as Daarom gevolg ontbreek hy in die Ja, heerlikheid. daar was 'n soeke
maar geen identiteit nie, Reg. want daai geesmens was dood. So God kon nie homself deur mense uit, hy kon oor mense kom, maar nie deur hulle nie. Deur hulle nie. Of in hulle nie, nê. ja. So toe word ons weergebore, met jy weet, nê, as die hoëpriester onder Moses se bedeling, as die allerheiligste, as die teenwoordigheid van God so heilig was, dat hy deur 'n 7 dae proses moes gaan om net gou-gou daarin te gaan. Ja. Hoe heilig is ons nie dat God in ons kom woon nie. So Moses, Aaron het nie in God ingestap en God in hom nie. Was net in sy teenwoordigheid. Ja. Nou word ons weergebore. God kom woon in ons. Dit wys jou net jou gees is nie net nou gereinig nie, is geheilig. Dis perfek verklaar. Jy het 'n seun van God nou weer. En hierdie seun van God kan met God die Vader in eenheid wees. Nou moet jy net die regte invloed kry dat jy jou siel kan bekeer. Want dis wat salvation beteken. Salvation beteken om vrygemaak te word van die molestasie van die vyand. En hoe molesteer die vyand? Deur kennis. Kennis van goed en kwaad. Ja. En eventueel as jou siel reg is en gesond is, dan manifesteer ons God deur ons seun van mens. Ja. Reg. Dan deur die seun van mens sien hulle nie meer jou nie. Hulle sê, "Jy's 'n mens kan nie hierdie doen nie." Ja. Hoe het jy hierdie gedoen? Dis nie ek nie, dis God. God leef in en deur my. Dis wat Jesus sê. Die woorde wat ek spreek is nie myne nie. Die werke wat ek doen is ook nie myne nie. Dis God wat in my werk en dan ek is net vir hom 'n doek waar deur die gees van God saam met my geesmens werk. Reg. Nee, dis eintlik Ja. so verskriklik mooi So. as ons hierdie goed begin verstaan dat die kruis is die Passover tussen twee sade, mensdomme. Maar meer as dit, invloede. Ja. Invloede nou, Jake, dis eintlik God se lastering dat ons vandag tot 52,000 verskillende Christelike denominasies, Verskillende en opinies, verskillende siening. verskillende heerlikhede. Verskillende Daar's heerlikhede. In een geloof. in een geloof, nê? Dan noem ons dit een geloof. In een geloof. Ja. En jy sien, dit was die vyand se manier om ons swak te hou. Ja. Want die vyand weet wat is in die mens. Hy weet wat's in die mens en hy weet die vermoë van die mens. En as ons net moet begin besef dat wat se dierprys het God betaal, dat ons moet ons waarde verstaan. Ons is minderwaardigheid. So Jesus Christus is nie 'n prentjie vir ons nie, maar van ons. Ja. Net soos Adam was nie 'n prentjie vir ons nie, maar van ons. Ja. Van ons. Dit laat bring nou terug na daai CIM Collective se hoofskrifgie wat ons altyd gebruik, Kolossense 1. Ja. Want ons praat nou oor heerlikheid. Nou as ons sê, as ons hierdie Hebreërs 11 lees, geloof is dan die vaste vertrou op die dinge waar ons hoop. Waarop hoop God? Christus in ons, die hoop op God se heerlikheid, wees sy siening en opinie. As ons heerlikheid verstaan, dan moet ons kan sê, as iemand na ons kom en sê, wat is jou opinie oor hierdie ding? Dan moet jy dadelik gaan, wat is God se opinie Ja, oor hierdie ek's 'n ding? ambassadeur. Ek kan nie iets anders sê nie. Baie mooi. Maar dit kan nie kom, en dis hoekom ons vanaand praat oor opvoeding, want dit kan nie kom sonder opvoeding nie. Ja. Want as jy jouself gee om te sê, okay, ek moet verstaan hoe God dink, ek moet sy weë ken, want ek kan mos nie iemand verteenwoordig as ek hom nie ken nie. Baie mooi. Ja. En daarom is opvoeding en die regte orde om wat daai opvoeding vir jou bring is baie belangrik sodat dit akkuraat kan wees. Anders is die hoop nie reg. Dis baie belangrik wat jy Ja, sê. dis hoop jy in Ja. vleesgoed of in Ja, en verkeerde goed. verkeerde geesgoeders en Dan gebruik ons die Here om meer geld Ja. te maak, want dis waarop En ons ons hoop. het dit. Hemel toe gaan is ons hoop. Daar's hy. Ja. En ons het dit gesê by ons vorige sessie, Markus 7 vers 14. Jesus sê vir hulle, die oorleweringe en die tradisies, dit waarin julle hoop sit, Ja. maak die woord van God kragteloos. Ja. Ek dink dit is so belangrik as ons praat van die heerlikheid van God. Ons moet weer kom tot die kennis van daai heerlikheid. Ja. Want as ons nie verstaan wat die heerlikheid van God is nie, gaan ons weer begin leef vir onsself as kinders van God. Ek dink dit is van die goed wat Paulus probeer sê het wanneer hy skrifte aanhaal, soos Galasiërs 4 wat ons baie keer oor praat. Vers 1 wat hy sê die erfgenaam. Solank hy 'n kind bly, verskil hy niks van dit wat 'n slaaf is nie. Ja. En een van die tragiese of een van die tragiese goed, ek sê altyd die tragiese goed, dis nie 'n woord nie. Een van die tragiese of mees tragiese goed in die kerk Ja. is juist die feit dat ons wedergebore word. Ek's 'n kind van die Here. En nou hoor ek onder kinders van die Here hierdie uitdrukking. Nou what's the big issue? Solank ons die Here almal dien, solank ons net die Here dien. Solank ons die Here dien en hemel toe gaan. Maar om die Here te dien,
beteken nog nie ek's in diens van God nie. Kyk, luister. As ons almal die Here gedien het, dan was die Here meer. Ja. Laat ons mekaar nou kom ons wees gou eerlik, nee. As ons die Here gedien het almal, Ja. dan was die Here meer. Ja. En nie, dan was die huis een. Hy was nie verdeel nie. Ja. Want as ons praat van slawerny, Niels, Jesus sê dit so mooi daar in Johannes 8, dan as hy sê, daai stukkie wat sê, die seun, as die seun jou vry maak, sal jy waarlik vry wees, nee. Hy is juist daar besig met die Jode en sê vir hulle, julle moet vrykom, julle is slawe. Dan sê hulle vir hom, maar ons was nog nooit slawe in ons lewe, ons is kinders van Abraham. Dan sê hy, nee, jy's 'n slaaf van die son, jy's 'n slaaf van jou oordeel. So as ons almal in Suid-Afrika 'n sekere oordeel het, en ons land het nou al deur regeringstye gegaan met verskillende oordeele, en dan is die effek katastrofies op 'n ander ras, of 'n ander kultuur. Nee, en ek ben ons regverdig baie van daai goeders uit die Bybel uit. Ja. So die invloed wat jy ontvang is die invloed wat jy weer gee. Ja. En as die invloed, as die geestelike invloed wat ons kry, balke in die oë het, dan is die splinters in ons oë. Dan almal praat so, want dis die invloed wat jy ontvang. En ek meen ons sien dit in Suid-Afrika. Ons het dit gesien uit die regering. Ons sien nou die invloed wat ons ontvang en die invloed wat gegee word. En dit maak skade. Dit verdeel en verdeel die werk en die huis en of die land. Noem dit wat jy wil. 'n besigheid, 'n familie, 'n besigheid, 'n land, 'n geloof. Die oomblik as daar verskillende invloede kom, het ons 'n probleem. Ja. Maar dit is eintlik, as jy dit sien, die oomblik toe God die Israeliete uit Egipte uittrek, sê hy dadelik vir hulle, bly nou eers stil. Want as jy nie kan stil bly nie, dan is jy heeltyd besig om jou eie opinie, jou eie oordeel en jou eie siening te praat. God kry nie 'n kans nie. Toe sê hy vir hulle, julle moet nou stil bly. En dan toe bring hy vir hulle die gebooie en die manier hoe hy dink en werk. Nou nog op 'n fisiese manier en hulle het dit so geleer, maar dit was alles tekens vir ons om vandag te verstaan hoe God werk. Maar hy moes 'n werk doen om hulle uit Egipte en daai manier van dink weg te kry, so hy moes 'n nuwe invloed bring. Ja, en die eerste ding wat hy doen is hy bou 'n orde. Hy bou 'n priesterorde wat tussen hom en die mense kan administreer. Wat eintlik daai offers tussen die mense en God kan administreer. Nou Jesus Christus het eintlik al daai offers nou geword. Daar is 'n volheid van Godheid, daar's 'n volheid van die Godheid in die werk van Jesus Christus wat geadministreer moet word. En is so intens dat God 'n hele vyfvoud eintlik aanstel deur Jesus Christus om dit te administreer. En dit is my hartseer om hierdie gesprek te hê, want hier is ons in Suid-Afrika. Ons het dis sekerlik een van die lande met die meeste hoop en belofte in hom. Dis seker een van die lande in sy kort geskiedenis wat die meeste geestelike manifestasies of bonatuurlike kragwerkinge van God gehad het. Dis 'n kombinasie van 'n klomp kulture en herkomste en nageslagte wat ineenkom. En dis hier uit Afrika uit wat God gesê die laaste dag evangelie sal kom, en dit begin in Suid-Afrika. Dan kom moeilike tye. Wat ons dan wil doen is, ons wil terugdraai na die ou dinge toe. Maar dis die ou dinge wat ons hier gekry het. Dis die tyd waar ons op ons knieë moet val en sê, Here, kom leer ons weer U wee. Want as die dinge reg was, dan sal God mos meer wees in die land. Ons is die land met die meeste kerke in, ons en Nigeria, meeste kerke in square mileage. Maar God is nie baie nie. Godsdiens is baie. Maar God is nie baie nie. Die kennis van godsdiens is baie, maar die kennis van God is skaars. En as die kennis van God skaars is, dan is die woord van God skaars. En die menorah van God, die kandelare van God, raak dof. Want daar's nie priesters om dit reg te administreer nie, want God is nie in enige opinie of siening of oordeel nie. Die hemel werk net op een manier. En God het 'n baie duur prys betaal aan die kruis, dat die aarde ook volgens daai manier werk. Dis wat Jesus bid, onsse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die wil geskied, laat die koninkryk kom, soos dit is in die hemele, so ook in die aarde. Nou God het nie 52.000 verskillende denominasies in die hemele nie. Want hoekom? Majority wen dan. Dit werk, dis demokrasie. Toe die duiwel een keer opstaan in sy opinie lig, toe gooi God hom uit die hemel uit. Want die duiwel wou nie volgens God se manier van invloed werk nie. En wat was God se manier? Kom ons stel die mens aan.
om ons te verteenwoordig op die aarde. Die duiwel het nie issues met God nie. Die duiwel het issues met die mens. Ja. Ja. Hy kla nie God aan nie. Hy versoek nie God nie. Ja. Hy versoek die mens met ander invloed en dan kla hy daai mens aan as gevolg van dat die mens dit gemis het. Wat doen die mens dan? Minderwaardig. Ja. As hy minderwaardig is, nie identiteit nie. Nie identiteit nie, nie 'n selfbeeld nie. Nie selfbeeld nie, nie selfgeloof nie. Nou begin ons sukses soek in die passies in ons hart. Vir 'n kerkman is die passie in sy hart kerk. En dis dalk 'n mooi kerk, maar dis nie noodwendig 'n kerk in diens van God nie. Dis dalk godsdiens. Kan jy verstaan hè? En so bou elkeen maar net sy eie ding. As hierdie land se verlede in godsdiens, wat ek wil eers daar begin, want al die ander goed, al die ander invloed is 'n effek van die geestelike invloed. Ja. As ons land se geestelike invloed reg was, akkuraat was, as ons teologie reg was, as dit akkuraat was, hoekom nie meer God nie? Ja. Hoekom so min God? Hoekom is ons die land met die meeste verkrachting, die meeste moord, die meeste korrupsie? Hoekom is ons die land met die meeste verdeeldheid? Kan jy verstaan? Hoekom maak ons staat op ons 22 springbokke Ja. om hoop te bring in hierdie ja. land? Dis die enigste ding waarom ons unite, terwyl die ding waarom ons moes unite het, moes God se waarheid wees. Ons kan elkeen in sy kerk sê ons trek saam in God. Ons trek eintlik saam in verskillende opinies en sieninge en oordeel. Ons trek saam in verskillende invloede. Dit kan nooit werk nie. Nooit werk nie. Ja. So. Want dit maak nie God meer nie. Jy verstaan nie? Jy het nou 'n stelling gemaak, nê? Nee. Ja. Ons moet die Here ken. As ons die Here geken het, dan was God meer. Ja. Kan ons nie almal maar net die Here dien nie? As ons die Here, jy's 100% reg. Ons almal moet die Here dien. Maar as ons die Here reg gedien het, wat word meer as ons God reg dien? Ons, 'n denominasie. Nee, God word meer. God se beeld, God se gelykenis word meer. So. Soos wat jy praat, dink ek terug aan hoe ek groot geword het en hoe ek geleer is. Baie mense sal op daai komment sê, ja, maar dis die laaste dae, dit moet so wees. Dit moet wees soos wat jy nou sê. 100%. Dit moet so lyk vir ons om hemel toe te kan gaan. So dit is nou hier sou ons nou die moet die twee te mekaar opweeg, want ons trek mos nou skale reg. Dit is wat ek meeste mense sal hoor respond oor. Baie mooi. Dis 'n baie mooi 'n respons, maar waarop my respons dan is 100% reg. In die laaste dae sien ons dit. Maar in die laaste dae sê die Bybel ook, kom die uitverkiestes. Ja. Waar's hulle? En die uitverkieste gaan wat openbaar? God. Want die enigste manier hoe ons die laaste dae se negatiewe beeld en gelykenis, se akkumulasie van kennis van goed en kwaad. Ons is nou al op so 'n plek dat jy op Facebook enigiets kan sê. Google, die plek met die meeste bemarking, kry die hoogste hits. En dan is dit die eerste kennis wat ons dan vat as waarheid, nee. Dis al hoe swak kennis ons mee tevrede is as 'n invloed. Die hoogste ranking, Die akkumulasie van daai kennis, wat gaan daai duisternis wat lyk soos lig oorwin? Die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus wat weer die beeld van God herstel, nie die beeld van 'n denominasie nie. So as die respons is ja, maar die laaste dae sal dit so wees, is my respons ook, jy's 100% reg, maar in die Bybel sê in die laaste dae kom die uitverkiestes ook. En ons moet dit soek. Dit is wat ons moet soek. En dit is wat die Hebreërs 6 dan sê. Ons moet daai ding soek in die geloof. So, Jake, hoeveel te meer moet ons nie daai invloed soek nie? Dis 'n invloed wat ons daar gaan kry. Dis 'n oprigting, dis 'n education. Maar hoekom sal ons wil soek as ons geleer word ons doel is nie om op die aarde te wees? Ja, nee, Niels kan vir antwoord. Daar is ons probleem. Want wat ons geleer word, is ons invloed. Ja. En dit bepaal wat jy soek. Natuurlik gaan dit bepaal of jy gaan meer soek en of jy gaan sit by die huis hang in there and survive tot die vletjie blaas. Kan ek net iets sê? Ek sit hier op 'n kamp. Niels en sy pa by die kamp aan. Dis 'n fenominale kamp wat my lewe verander het. Hy sal presies dieselfde getuienis nou as ek. Ja, ons het net weggespring, hy steek ou se hand op.
Hy sê en dan is hy sy kant nie. Ja. Hy het hom nie gereël nie. Hy kom, hy's 'n gas. Hy's 'n gas. Hy's ja. 'n gas. Hy het nie kamp gereël nie. Ja. Dis baie interessant hoe die mense wat wil gaste wees baie keer in 'n saak wat genooi word, die genooides, die gaste, wil die reëls en die terme bepaal. Maar hulle kan nie. Ja. Hulle is dan uitgenooi. Ja. Goed, so dis mos nou die meester. Ja. Nou ek wil net dit vir jou verduidelik. Nou as ek sit hier op die kamp, ek's nog jonk, nat Ja. agter die. My geestelike ore is nat nog. Nat agter die ore. En ek kyk op na hierdie godsmanne. Ja. Ja. Ek het begeer, ek wil net Ja, so jy wees. wil daar wees. Ja, ek wil graag. Ek wil dit eendag bedien. En die eerste keer toe ek 'n kans kry om voor hom Pieter Lauskag te bedien, toe sê hy daai man kan nie bedien nie. Dink jy is vir hom nie? Ek het daar's baie kere wat die duiwel my amper uit die bediening uitgedruk het, Ja. die mense wat ek nou opgekyk het. Maar goed, ek moet net gou iets sê. Jesus, ek kyk op na hulle en ons begin nie. Ons het net begin. Ons het net klaar gebid. Hier steek hy ons hand. Hoe hy sê, voor ons begin, hoe weet ons die Bybel is geskryf deur God en hierdie is die woord van God? Ja. Op daai stadium om Pieter Labuskag nie. Hy kyk hom sê, hy sê, "Is jy ernstig?" Hy sê, "Ag nee man, ag nee. As ons nie hier kan begin by dat die Bybel die woord van God is, want dit staan dat die Gees van God die Bybel geskryf het nie. Wat maak jy op hierdie kamp? Dis nie jou kamp nie, Ja. dis my kamp, ek bied hom aan. Ja. Ons werk met die Bybel. Nou, it changed my life. Ja. Want dis die waarheid. Dis die waarheid. Baie keer wil die gaste die terme bepaal. Ja. Ja. So baie keer ons wat kom kerk toe, wat nog jonk en Want die gaste kom eintlik soos customers. The customer is mos always right. presies. Jy weet, en dan nee. dan draai jy jou dinge want die En baie customer keer moet is die- tevrede Is die wees. pastoor of die dominee soos die ou wat agter die til staan. Ja, die customer is always Ja, right. ja, ja. Ja, ja, Jy ja. weet jou As ek my- geldjie. Ja, as ek my besigheid verloor, dan verloor ek my Ja, 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 reputasie. Maar ons moet verstaan, hierdie is nie my boek nie. Ja. Ja. Hierdie is nie my storie nie. As ek 'n boek lees van Joseph Prince of Miles Monroe of dis hulle boeke. Dis ook nie my boek nie. Ja. As ek die Bybel lees, dis nie 'n denominasie se boek nie. Dis God se boek. Ja. Dis God se boek. En hierdie boek het 'n droom. Hierdie boek het doelwitte. Binne in daai doelwitte Dis 'n strategie. is 'n hoop opgesluit. Om by daai hoop uit te kom, het God 'n geloof weer beskikbaar gemaak. Om by daai geloof uit te kom, moet ons opgevoed word. Hoe ons by daai opvoeding uitkom is deur geestelike manne van God wat deur God aangestel is, nie deur Enisa of Stellenbosch of Potch noodwendig nie. Dis so hartseer. Baie keer is daar jong mense wat 'n passie het vir die Here en aan die enigste plek waar hulle kan gaan leer voordat die kerk die ware godsmanne hulle kan kry, hardloop hulle weer in die stelsel in. En die stelsel voed net die matrix. Dit maak mense slawe weer. Of jy 'n slaaf is onder besigheid, of jy 'n slaaf is onder 'n sekere opvoeding. Ek meen 40 jaar terug in ons land was daar 'n sekere opvoeding. As jou velkleur verskillend was as die hoofvelkleur, het jy nie opvoeding gekry. Ja. Jy het nie 'n kans gestaan nie, nê. So dis so belangrik, Jake, vir ons om te kom by 'n plek dat ons moet verstaan dat hierdie is God se boek. Ja. En God se Gees het hierdie boek geskryf. En die heel eerste ding wat ons skryf wanneer ons weer gebore word, is God se Gees, sodat die Gees van God en die regte invloed ons weer gelowiges kan maak. Ons is weer gebore om gelowiges te wees. Ons moet eintlik in geloof spesialiseer. Maar nou leer ons denominasies ons ware geloof gee vir jou hierdie. Ja. Ware geloof gee vir jou hierdie. En Petrus sê ons moet baie versigtig wees. Hy sê ons word mense gaan wyd en suid om bekeerlinge te maak. Dan maak hulle mense weer 2 keer meer 'n dienskneg van die hel. Menende verwyder van Verwyder God, van op soek na materialistiese dinge eerder as die hemelse dinge. So as ons Niels is 100% reg. Ek stem saam met daai persoon wie dit gesê het. Kan ons almal nie net die Here dien nie? Ons moet. Maar as ons almal die Here dien, en dis die vraag wat ek vir die gelowiges of ons kykers vanaand wil vra, as ons die Here dan gedien het, wat moet meer word? Ja. Die pastoor, die dominee, die denominasie, die dogma, die lering, die teologie. Ja. Ja. Of moet God meer? Waar word God meer? Ja. Waar word sy droom meer? Waar word sy plan meer? Waar word sy hoop meer? Waar word sy seunskap meer? Ja.
waar daar weer een plan is. Ja, is waar ek my tieners sê altyd, jy weet, as iemand sê hy dien die Here, dan sê hy, okay, waarmee is die Here besig? Ja. Ja. Want jy Goeie moet vraag. weet waarmee hy besig is Goeie vraag. voor jy hom kan dien. Ja. Tieners is baie wys. Ja. 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 Ja, die groot probleem is ons ken nie noodwendig God nie. Ons weet van God. Jy weet daar's 'n groot verskil tussen om van iemand te weet en iemand Ja. te ken. Ja. Mandela was een van die mees bekendste mense. Ek het hom nooit geken nie. Ek het geweet van hom. Jy het geweet van Ek het nog nooit eers sy hand geskud nie. Ja. Ek het in dieselfde land as hy gebly. Ja. Ek het baie gehoor van En hom. tog as ons praat sal ons sê ek ken hom. Ja. Maar jy ken hom. Ek het baie gehoor van hom. Ja. Ek het hom nie geken nie, hoor. Ja. So die punt wat ek wil maak is, ken ons regtig God? Ja. En dit is, as ek weer net wil terugkom na Of ken ons invloed 'n af. denominasie? Want dis weer 'n Reg. invloed. Ja, of ja. leer, ja, ken 'n lering. Ken ons die denominasieprentjie van God? Ja. Jy weet, weer 'n keer die invloed. Die ewige dood het gekom deur 'n invloed. Ja. En die ewige lewe kom deur 'n invloed. Jy's reg. En die invloed van die ewige dood het die kennis van God en kwaad gebring. Maar die invloed van die ewige lewe bring die kennis van God. Maar ons het ewige lewe net weer hemel gaan maak en nie om God te ken nie. Ja. Ons wil God ken tot by die kruis. En dan hou vas ons En vir onsself. Ja. en dit moet vir my nou werk. En daarna wil ons gaan. Gaan ons liedjies Maar die sing en kruis se werk is sodat God in hierdie aarde homself kan vermeerder. Ja. Baie meer beeld, baie meer gelykenis, baie meer manier, want hy wil die aarde daarmee vul. Dis wat God mos nou daar Numeri 14:21 by homself sweer. Ja. So waar as wat ek leef, die aarde gaan van my heerlikheid vol word. Iewerster gaan God sy woord En bevestig. sy As wat God siening- ophou bestaan. En sy opinie en sy oordeel Reg, weerbou. sy heerlikheid. Dis wat heerlikheid That's is, it. nê? Om weer sy siening en sy opinie en sy oordeel in die mens in te bou, want die mens is gekroon met eer en heerlikheid. Ja. En ons sien die skrifte sê, dis juis hoekom Jesus betaal het om weer die kroon van Adam wat Adam verloor het, weer terug te kry vir mensdom. Ja. So Jesus is nie net die prentjie vir ons nie, maar as ons en van ons. Ja. En dit is belangrik dat ons dit moet snap. Dit is Reg. ongelooflik belangrik dat ons dit Verskriklik moet belangrik. snap. Ja. Ek dink altyd daaraan, jy weet, toe het twee kameras uitgekom en dan het hulle gesê hoeveel pixels die kamera het. Ja. En dan dit bepaal die kwaliteit van die foto wat jy nou sou sien Ja. met die kamera wat jy geneem het. En ek besef as mense net Jesus Christus het gekom om 'n werk te doen en hoe meer elkeen opstaan in daai waarheid en besef wie hy is dit asof 'n gedeelte van God soos 'n piksel 'n pragtige voorbeeld. begin wys. Pragtige Hier langs my wys nog een. Ja, En hoe pragtig. meer daar is, Ja. word die definisie van God al hoe mooi. duideliker en Ja, die mooi. kennis van wie hy is. Jy weet Ja, baie mooi. jy weet Johannes 14 waar Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ja. Dis wat alle mens moes wees vir mense. Ja. As Adam nie gesondig het nie, dan het alle mense gesê as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Vir elke Ja, kind. correct. Elke kind wat gebore is, het na sy Correct. pa gekyk. Dan sal sy kind vir hom sê, "Maar hoe lyk Correct. God?" Dan sal sy pa gesê, "As jy my gesien het, het jy God gesien." Korrek. Want niemand het al ooit God gesien nie. Die mens het die verantwoordelikheid gehad om Ja. God te illustreer. Ja. En wat nou nog te meer as alle mens dieselfde siening en Ja. opinie en heerlik as wat hulle doen, dit op dieselfde standaard en manier bedryf. Ja. En tot eer van God, dit maak God meer, nê. Nee. So die kant van daai skrifgie is altyd verskriklik mooi wanneer ons mense na God toe lei. Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe na die Vader toe. Adam moes dit wees, maar Adam het geval. Ja. Nou is daar 'n nuwe Adam en 100% reg. Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe na God toe, die Vader. Nee, niemand kom by die Vader uit behalwe deur Jesus Christus nie. Maar nou draai daai skrifgie ook weer om. Jesus Christus is ook weer God se manier om God se weg en waarheid en lewe in mooi. ons in te bou. Ja. 'n Middelaar werk nie net een kant toe nie, nê. Hy werk Ja, al. mooi. Hy werk al twee kante toe. So, jy kan dadelik dan hoor die erns van invloed. Jy kan dadelik hoor, Jesus Christus is weer die eerste een wat die invloed moontlik maak, dat deur hom Ja. kan ons by God uitkom. Maar deur hom kan God ook by ons uitkom en hy het. Ja. En ons sien, ons het nie eers by God uitgekom nie, hy het eers na ons toe gekom. So God wil nie ons moet opgaan nie. God het afgekom, hy kom woon in ons. So God is nie ver nie. Ja. Okay, so dit bring my dan by die vraag as ons nou die vleis moet inbring vanaand. Jesus Christus is 'n hoëpriester volgens 'n orde. Yes.
Want baie van wat jy nou sê voel vir my dis die rigting waarna ons moet begin praat, want daar's 'n opvoeding wat moet kom uit 'n sekere orde uit, Ja. nie waar nie? Baie waar. Daar's geen manier, as ons die boek Hebreërs lees, Ja. is daar geen manier dat jy weet Hebreërs is vir my die mees fenomenaalste boek. Ja. Want Hebreër beteken iemand wat van een kant na die ander kant toe gegaan het, of iemand wat gegaan het van 'n onbesnedene na 'n besnedene. So hy het in die verbond, hy het ingepas oor, nee. Passover, So wanneer 'n Jood besny was hy 'n Hebreër. Ja. Want sy besnydenis het hom deel gemaak van die verbond. As jy Hebreërs gaan lees, hoofstuk 1 tot by hoofstuk 13, dan sê jy sien hoe begin Hebreërs 1 by hoe hoog ag God 'n seun. Ja. En hoe God deur 'n seun wil praat. En God het hierdie goed oor die engele gesê, maar hy het hierdie goed oor die seuns gesê. Of die seun gesê. Ja. En dan net as jy dink hy praat net van Jesus Christus. Hebreërs 2. Ja. God het Jesus Christus laat betaal, minder gemaak as die engele, sodat God weer baie seuns van heerlikheid kan hê. Vir hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hebreërs 3. Let nou op wat het die hoëpriester en die apostel van ons geloof bereik om weer vir God 'n huis op te rig. Moses was getrou in die huis. Moses het gedien as 'n diensknegt om mensdom, die Jode, voor te berei as diensknegte, want hy kon nooit 'n seun wees nie. Jesus Christus was getrou om mensdom weer seuns van God te maak, wat weer die tempel van God herstel, wat weer die huis van die Here herstel. Hebreërs 4. Daarom moet ons nou in 'n nuwe manier ingaan. Ons kan nie bly soos ons is Ja, nie. ons is 'n nuwe God wil manier. ons in sy rus invat. Want as ons in die rus ingaan, ewe skielik sien jy, dis soos daai pixels, ewe skielik begin God Ja. sigbaar raak, nê? Sy manier, Ja. en dit sê daar, as jy nie jou geloof meng met 'n sekere Ja. invloed om daai rus te bring nie, sê dis dan is dit asof God nie vir dan is jy net soos die Israeliete wat verlos word, maar hulle sterf in die wildernis. God kan jou nooit in die land inlei nie. Hebreërs 5. Hoe gaan ons hierdie doen? Ja. Deur Jesus Christus, wat nie net apostel is nie, maar hoëpriester vir ewig volgens 'n orde. Hebreërs 6. Let nou op hoe groot is hierdie orde. Hebreërs 6, Hebreërs 7, Hebreërs 8, Hebreërs 9, alles gaan net oor hierdie priesterorde wat nou deur 'n geestelike Juda gelei gaan word, waar dit deur 'n natuurlike lewe altyd Wat was. geregtigheid en vrede herstel. Korrek. Baie mooi. Esegiel praat van daar is 'n herderskap in God wat is soos 'n herderskap in Dawid wat weer in die herders gaan kom. En as dit gaan kom, dan gaan die skape en die bokke nie net van mekaar geskei word nie, maar die skape en die skape. Ja. Ja. Nee, so en dan iewes skielik Hebreërs 10, want daar was 'n volmaakte prys betaal. Hebreërs 11. Kyk na al die geloofshelde wat geleef het. Jesus Christus, Hebreërs 12, die grootste geloofsheld wat almal deel gemaak het. Hebreërs 12 sê, word nou getuigtig. Ja. As jy nie getuigtig, as jy nie invloed kry nie, as jy nie hierdie orde van Yes. Melchisedek, as jy nie koninkryk en geregtigheid en vrede word nie, wat word jy? Jy word denominasie. En denominasie is godsdiens, nie in diens van God nie. Hebreërs 12 eindig af en sê hy, laat ons dan wat hierdie onwankelbare koninkryk verwag, onsself dan gee vir hierdie vuur van God, want God is 'n verterende vuur. Die genade van God moet 'n vuur wees wat ons skoonbrand. Hebreërs 13. Want vir te lank was ons buite die stad. Jesus moes buite die stad sterf. Ons kon nooit in die koninkryk ingaan nie. Uiteindelik kan ons deur Golgotha weer in die stad ingaan. As ons kamele kan afpak en ons rykdom in godsdiens verruil vir rykdom in God. Ja. Dan moet ons onder die regte invloed Ek kom. dink niemand kan Hebreërs verduidelik soos jy. Yes, as ons so dit lees, Ja, dis kosbaar. hè. Ja, dis incredible. yes, dan begin ons kom by Ja. deur Jesus Christus is God gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde God. Ja. Nou kry ons wie God is. Ja. En nou word ons dit. Ja. Ja. Priesters wat so is, as God die invloed bepaal en die regte priesters word dit, dan word En die regte vyfvoute. want ja, die regte vyfvoud is Ja, mos nou die die priesters. priesterskap, Ja. nê. Dan word die mense dit. Maar gaan kyk vir Eli. Al was hy gesalfde van die Here, toe hy begin oud raak en koud raak, want wat uit hom gekom het, hy kon nie die tempel bestuur nie. Toe raak die woord van die Here stil, Ja. min, Ja. en die liggie van die Here, die lamp van die Here raak dof. Ja. God se teenwoordigheid het minder geraak. Wat moes gebeur het? God moes 'n jong seentjie
opwek om te begin as profeet en siener optree. Ja. Om uiteindelik 'n koninkryk vir God te herstel. Maar nie deur Sauls nie, deur Dawid of deur Dawids. Nee, en ons sien hierdie verhaal deur die Bybel afspeel. As Saul die kerk bestuur, dan hijack dit die plan van God. Ja. As Dawid die kerk bestuur, Hy sal dit altyd 'n plek van aansien maak. bring hy Nie God van se hart. ark terug, bring hy God se tempel. Hy maak weer Israel 'n blyplek vir God. Dit gaan nie oor Israel nie, dit gaan oor God. Ja. God kry 'n blyplek. Dit was vir hom die belangrikste ding. Dit was sy grootste droom, was om God te En weet jy, Jake, Dawid leer 'n baie duur les, né? Hy stap halfpad met daai ark, kom agter, ek kan nie die ark meer so dra nie. Iemand het dood neergeslaan, maar die ark word nie gedra op krat op 'n wa met osse nie. Jesus, hierdie ding is heilig want dit verteenwoordig vir God, oor dit moet op die skouers van priesters gedra word. Ja. Jesus, daar gaan Dawid. Weer vat hy, daar gaan hy. Hy dra daai, hy dra God se invloed in deurdat hy self bekeer om 'n invloed te vorm. Verstaan jy, nê? Soos hy die plan, die prentjie weer herbou, so raak die ark al hoe heiliger en heiliger terug in hulle teenwoordigheid. Want God kom in sy weë, God kom in sy invloed. In die hemel is daar nie 52,000 verskillende opinies nie. Ons moet dit verstaan. Is onmoontlik, want God is een. Hy is die enige waaragtige God. Ja. En as ek meen, ons sien die Hoëpriester Jesus Christus, en dis die probleem, Jake, vir baie mense is Jesus net 'n verlosser. Ja. Maar hy's baie meer as dit. Hy's 'n Hoëpriester volgens 'n orde. Dis hoekom Jesus gebid het, laat die koninkryk kom soos dit is in die hemel. Ja. Hy het nie net gesê laat die koninkryk in die aarde kom. Hy sê laat die koninkryk kom soos dit is in die hemel. Net so in die aarde. Want God kan nie in 'n omgewing leef, homself uitleef, totdat dit nie sy weë is nie. Ja. Dit is incredible. So kom ons Dit is mooi. Kom ons doen dan nou 'n bietjie bemarking as ons nou kan. Ons praat vinnig oor wat ons doen met regenerasie wat ons nou die 17de doen, en dit is juist dit om weer die opvoeding te herstel. Ja. Om 'n werk te doen om die mense wat God regtig soek, soos Hebreërs 11 hier sê, te kan kom, gaste uit te nooi na hierdie event toe, sodat ons weer by die mense daai invloed kan kry. Ja, Jake, ek dink die Here is definitief, God is definitief besig in die laaste dae 'n laaste dispensasie het aangebreek. En daai werk wat God reg oor die aarde gaan vat, begin in Afrika, begin in Suid-Afrika. En regenerasie is ons poging buite kerkverband om te sê Suid-Afrika moet wakker word in die hoop en die belofte wat God in hierdie land geplaas het, want waaraan meet ons die sukses van 'n land? Ons kan die sukses van 'n land slegs meet in die belofte wat God in die land geplaas het. Yes. Nee, so ons moet dit oopgrou. Ja. En dit moet weer ons skat raak. Daar as jy vandag vir mense gaan vra, gaan Suid-Afrika verbeter, het hulle baie opinies. Ja. Maar wat Suid-Afrika suksesvol gaan maak is as ons terugdraai na God. Nie terugdraai na ons denominasie nie. We've been trying that since 2008, turning back to denomination. God's not becoming more. Inteendeel, dit raak erger. So ons moet gaan sit en toelaat dat die Gees van God ons wakker maak in die opstanding van Christus, dat dieselfde waarheid wat waar is oor Jesus Christus waar word oor die oes. Hy was die saadkorrel, nou begin die oes in Suid-Afrika uitrol. So regenerasie is vir ons 'n poging om te sê, jy's die alarm gaan af. Kom ons staan op, arise and shine South Africa, for your light has come. Your light. Nou daai light lê in sy invloed. Ons moet onder die regte invloed, en ons moet weer honger en dors na God en na sy waarheid, nie ons denominasie nie. So that light can come, so that the glory of the Lord can arise, kan oor ons begin skyn, nê? Yes. Dit kan oor ons begin opstaan. En die enigste manier is, ons moet terugkeer na God se siening en opinie en sy oordeel toe. So ons weet dat die laaste dag evangelie uit Afrika uitkom en begin in Suid-Afrika. Regenerasie is ons poging dat almal wat weergebore is en 'n honger en 'n soeke het na God, weer verstaan wat het met hulle gebeur toe hulle weergebore is. En wat beteken daai wedergeboorte? Dis nie net redding nie. Dis regenerasie. Ja.
Dis uit Adam uit, in Christus in, sodat ons uiteindelik die werk van Jesus Christus ten volle kan verstaan en kan uitleef, tot lof en tot eer van God se heerlikheid. Want dis wat die kruis het vir God weer 'n kans gegee, om die aarde te vul met sy heerlikheid. En ons in Suid-Afrika is baie bevoorreg, want God het gekies dit moet hier begin. Ja. So, Ons is bevoorreg. ja, ons kan sien die vissermanne, daai prentjie, hoe hulle die nette uitgooi in die nag en probeer vis vang, tot by die oggend van daai dag, wanneer Jesus Christus weer aan hulle verskyn, daai Openbaring terugkom, dan sê Jesus Christus vir hulle, gooi die nette nou aan die ander kant. Ja. Daar's definitief evangelie-wise 'n voller openbaring om die nette in te gooi, sodat ons die visse kan vang vir die regte doel. Ja. Ja. So. Ja, mooi gesê. Ja, ek wil vir julle dankie sê. Ek dink dit is wat ons wil bereik in hierdie tyd, ons om die opvoeding weer te herstel, om hierdie nuwe Christusmens, hierdie nuwe skepsel, vir mense te kan leer wie jy is, waarom jy is en wat se tyd jy leef. En dis buite, dis Buite denominasie. Dis buite denominasie en dit gaan ook nie oor CIM nie. We want to create awareness. Spiritual awareness, sodat die tyd gekom het dat ons geestelike intelligensie weer kan begin groei. Laat ons vra. Ja. In die Joodse kultuur, die tipe vrae wat jy vra, lei jou in die regte rigting. So, ja. Ja. Ja, die 17de is volgende Woensdag. Volgende Woensdag is ons dit tweede begin, een, ja. Ja. Ons tweede, eerste een was 'n reuse sukses. Baie, dit was 'n amazing aand geweest. geweest. Ja, was 'n regtig By die Afriforum Theater en hierdie een hou ons by die Baanjaard by Menlyn. Ook baie opgewonde daaroor. Voel amper soos daai skrif wat sê begin die koring bymekaar maak en in God se skuur tussen die Baanjaard. Ja, so dis eintlik nogal 'n amazing tyd. Ja, ons sien baie uit daarna. Ja, dis mooi. Neil, sal jy vir ons afsluit? Seker. Dis Vader, dankie. Dankie vir 'n gesprek soos die waar ons 'n paar oomblikke kan stil staan. En skale reguit trek. En 'n geleentheid gee dat die Gees van God ons kan kom herinner aan waarheid. En laat ons kan 'n gesprek oor invloed. Laat ons kan reg begin. Dinge loop nie verkeerd nie, Here, dit begin verkeerd. En daarom is ons as ouers in die natuurlike geweldig ingestel om ons kinders reg op te voed. Ja. Soos wat dit ons finansiëel dit kan moontlik maak, sien ek begin ons al kindertjies op 'n baie jong ouderdom met opvoedkundige speelgoed al help om akkurate opvoeding en invloed in hulle lewens te bring. En uiteindelik doen ons dit wat skole betref en universiteite. Ons wil in ons kinders die beste invloed kry en die beste opvoeding. En ons is partykeer, ek sê dit met skaamte, Here, is ons as kerk nie noodwendig daarmee besig om die hemele te petisie vir waarheid en akkuraatheid en wat die wil van God is en die wee van God is en hoe hy werk nie. En ek wil bid vanaand, Here, dat hierdie gesprek ons sal help, dat ons sal verstaan wie ons is. Ek bedink net vanaand, terwyl hierdie gesprek aan die gang is, die dag toe daai voorhang sal skeur, by wyse van spreuke, toe skuif die allerheiligste vanuit 'n klipgebou na 'n vleiswese. Toe skuif daai allerheiligste van God binne in gelowiges in kinders van God, en dis tyd dat ons begin verstaan wie ons is as seuns van God, gebore uit God se saad. Wat die reëls van die huis is, wat die manier van die huis, die wee van die huis, die wee van hierdie allerheiligste. Ons kan nie die allerheiligste gaan maak wat ons dit wil maak nie. Ons moet word wat dit is. So ek wil vanaand bid, Here, dat die diepte van hierdie gesprek in ons harte sal kom brand. Ons moet weer uitkom by 'n plek waar waarheid en geloof hande vat, sodat geregtigheid in hierdie aarde kan manifesteer. Laat die heerlikheid van God, God se manier, dat hierdie orde van Melchisedek, 'n manier van opvoed, weer in die kerk sal inwerk. Ek bid vanaand, Here, ek bid vanaand vir priesters, ek bid vir die vyfvoud, want dis waar die werk moet begin, dis waar die akkurate invloed vandaan moet kom, Here. En dis so, Jesegiel skryf, daar kom in die laaste dae skeiding tussen bokke en skape en skape en skape. Maar daar kom ook 'n
oordeel oor herders. En ek wil vanaand bid, Here, ek wil regtig bid vir herders. Ek wil bid vir die vyfvoud vanaand. Here, verlos ons van self-righteousness, van eie geregtigheid. Ja. En laat ons regtig weer die geregtigheid van God sal soek. Die manier wat vir God aanneemlik is. Die manier hoe God dit bestem het. Dis die definisie van geregtigheid. Bestem het hoe dinge moes wees. Nie ons manier nie, nie ons gedagtes nie. Maar dankie dat ons vanaand paar oomblikke kan stil staan en ons gedagtes net kom neersit by akkurate invloed, sodat ons weer vir God kan word 'n akkurate verteenwoordiger Ja, mooi gesê. in hierdie aarde. Laat U kan verheerlik kan word Amen. deur ons. Laat U weer, soos Paulus dit so mooi skryf in Filippense, in Efesiërs 4, dat U weer in ons en oor ons en deur ons Ja. God kan wees. Mooi. Dankie daarvoor, Vader. Dit is nie baie lief. Amen. Amen. Mooi, Niels, dankie. Amen. Amen. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cmcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.